Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 8 vers 31 tot vers 38 en ons gaan kyk na die tema dat op grond van God se groot genade mag ons as gelowiges selfvertroue hê. Kom ons gaan luister na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Ja, Here, as ons met hierdie woorde ons eie sondeskuld voor U lê, hoe anders is dat ons U heilige aangesig opsoek met die woorde, ontferm o God, ontferm U tog oor ons. Ja, Here, maak die bron van U barmhartighede, ja, maak dit vir ons oop en kom was ons skoon met die bloed van Jesus Christus, ons verlosser. Maar Here, kom deur die Gees en maak ook ons siel vry. Maak ons vry tot in ewigheid. Maar laat die vryheid wat daar in Christus is, ook nou reeds ons harte kom vry maak. Vry van die sonde wat ons lewens so kan verniel. Vry van die sonde wat ons altyd voor verskoning soek. Ja, vry van die sonde wat soveel trane vir ons bewerk en wat ons soms in skaamte moet laat wegstap. Here, ons kon reeds sê dat ons eie sonde brand, ja, soos 'n pyn diep in ons, want ons weet, sonde is in die eerste plek teen U gerig. U wat nie net God almagtig is nie, U wat nie net heilig is nie, maar U wat tog ons Vader in Christus is. U wat ons volmaak lief het en reeds ons sondeskuld betaal het. En daarom kom ons Vader, vergewe ons sondeskuld. Lei ons in die waarheid van U woord en deur die krag van die Gees altyd in biddende afhanklikheid saam met U te wandel, tree vir tree. Ons kan dit nooit in eie krag doen nie. Daarom bid ons vir wysheid wat van die Gees afkom. Ja, ook nou as ons by U voete kom sit, om deur U vertroos, bemoedig en versterk te word in die lig van die woord, wil U self voorgaan, wil U self elkeen van ons harte rustig, kalm maak, dat ons kan hoor wat U deur U Gees aan die gemeente wil sê. Wees by my wat moet voorgaan, U swakke diensknegt. Ja, wees U self, die een wat spreek tot elke hart. Doen dit kragtig deur U Gees. En Vader, dankie dat ons in die midde kan wees. En weet U is ook hier, en U is dit net om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing kom uit Romeine 8, ons gaan lees vanaf vers 31, hierdie baie bekende gedeelte, skrifbruiming, Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? Met hierdie woorde koppel Paulus alles wat hy al in die Romeinebrief, veral ook in hoofstuk 8, tot hiertoe gesê het, en hy kom tot die groot slotsom. Wie as ek een ding hieruit kan kry, wat sal ons hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat 'n hoogtepunt. Dis ook ons teksverse. Ja, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook in die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood oorgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles
is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan dan fokus, soos ek gesê het, op die woorde vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil dit waag om te sê dat nie een van ons, oud of jonk, het al soveel onsekerheid beleef, as juis in die tyd waarin ons vandag bevind nie. In ons eie land weet ons nie waarheen die swak en die korrupte en die onbekwame leiers ons land heenvat nie. Ons woon letterlik op 'n kruitvat waar wetteloses enige oomblik amok in ons land kan saai. Kyk ons wêreldwyd, is baie mense dit eens dat ons op die rand van 'n derde wêreldoorlog sit en dat al die groot moondhede, ja, elkeen van hulle dreig om sy wapens van massavernietiging te gebruik. Jy sien, die groot rede vir meeste van ons onsekerheid is omdat ons so gewoond daaraan geraak het om ons veiligheid, ons vertroue, ja, om dit op verkeerde plekke te soek. Ons soek dit by 'n goeie regering. Ons soek dit in 'n groeiende ekonomie. Ons soek dit in 'n gesonde bankbalans, in 'n vreedsame bestaan, voorspoed en geluk hier op aarde. Ja, dis alles dinge wat ons veilig laat voel en waarin ons vertroue vir 'n mooi en 'n blink toekoms vestig. Dan dink ons so aardsgerig. Verlede week het die apostel Paulus ons met die woorde, die lyding van die huidige tyd in vers 18 van hierdie hoofstuk, het hy ons al daaraan herinner, dat ons as gelowiges in hierdie tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms, ja, ons bevind ons letterlik pensempootjies in 'n gebroke bedeling. Ons en die ganse skepping sug van al die gebrokenheid. Tot en met Jesus se wederkoms gaan dit nooit anders te wees nie. Midde die storms van die lewe waar ek so maklik bang en benoud kan word, kom die Heilige Gees. Hy doen dit weer vanmôre en hy oorrompel ons met die vaste sekerheid. God is vir my. In Christus is hy liefdevol by my en niks, maar niks, nie eers 'n kernbom kan my van sy liefde vir my skei nie. Met reg kan ons ook vra, as God dan vir ons is, as God vir my is, kan ons elkeen vra, wie kan teen my wees? Ons, elke gelowige. Ek en jy kan elke dag met vertroue die dag ingaan, in die vaste sekerheid, God is vir my. Dink vir 'n oomblik, wat is dit wat nou jou vrede, jou vertroue en jou sekerheid van jou steel? Raak dan stil en oordink. Laat die Heilige Gees jou hart oorspoel met die woorde, God is vir jou. Hy is en hy sal tot in ewigheid jou hemelse Vader wees. Niks of niemand kan dit verander nie. Jy sien, die eerste lesers van hierdie brief het hierdie sekerheid so nodig gehad. Meeste van hulle was vreemdelinge in die groot stad Rome en hulle het letterlik in die arm deel van Rome gebly waar hulle sukkel bestaan moes gevoer het. Vir een rede, hulle het die Here Jesus Christus nagevolg.
het reeds alles verloor van waar hulle gekom het toe hulle moes gevlug het. Hulle is reeds deur hulle eie mense verwerp en hulle moes in raas vlug. Hulle beleef nog elke dag hoe hulle in 'n goddelose samelewing uitgeskei word as randfigure en elke dag is 'n sukkel bestaan. Selfs diegene wat nog altyd in Rome gebly het en dalk invloedryk was en ryk was voordat hulle tot geloof gekom het, se lewens het oornag handomkeer verander van goed tot uiters moeilik, of hulle het skielik al hulle besittings met die gelowiges in Rome begin deel. Onsekerheid en dalk daai twyfel in hulle harte of dit die moeite werd is om in Jesus te bly glo, moes hierdie gelowiges daagliks, uur vir uur getuister het. Net soos dit ons die geval is. Want ons weet, in ons omstandighede gaan die duiwel ons nooit, maar nooit uitlos om ons te laat twyfel nie. Sy is vanoggend wat jou dalk onseker of bang maak. Onthou weer, God is vir jou. Op grond van God se groot genade, mag ek en jy vanoggend, mag ons 'n vaste geloofsvertroue hê, ook as ons hierdie nuwe week ingaan. Om hierdie vertroue deel van ons harte en lewens te maak, herinner die Heilige Gees ons aan 2 groot waarhede in hierdie gedeelte. Christus het elkeen van ons verlos. Ons elkeen is 'n deur God vrygespreekte. Dis wie ons is. En dan is daar nog 'n waarheid wat hy wil vasmaak. Hy sê, God het jou in Christus lief. En hy is by jou. Hy is by jou. Elke dag en elke oomblik. Kom ons kyk na die eerste groot waarheid. Christus het jou verlos. Jy is 'n vrygespreekte. Ja, buiten ons omstandighede wat die duiwel lief is om te gebruik om ons te laat twyfel, is een van die dinge wat hy gebruik om twyfel in ons harte te saai, is ons eie sonde. Ook die sonde van ander en die seer wat hulle in ons lewens daardeur bewerk. Ja, Christus het ons tog geleer dat waar die Gees aan die werk is, gaan ons al hoe meer en meer van ons eie sondes bewus raak. Ons gaan ook meer en meer bewus raak van al die skakerings van sonde om ons. Ons gaan dit begin raak sien. En op dieselfde tyd gaan ons die slinkse aanklag van die duiwel hoor. En jy dink God is vir jou? Kyk hoe lyk jou lewe, dink 'n bietjie weer. En as hy die lang lys van sonde voor jou opnoem, dan weet jy, maar dis ek daai, hy so in die kol vir die eerste keer dalk. Want dis ek. Net soos die hoëpriester Josua in Sagaria 3, gaan die duiwel nooit ophou om dit elke dag met ons te doen nie. Hy kan nie meer in die teenwoordigheid van God kom nie. En is juist hoekom hy daarop ons fokus, om in ons harte en in ons gemoed twyfel te saai. Dat ons moed verloor, dat ons vertroue verloor in God en sy verlossing in Christus. En daarom kom die Gees vanmôre om alle twyfel uit ons harte te verdryf. Kom die Gees en hy verseker ons en hy oortuig ons daarvan dat Jesus Christus is vir ons. My broer, my suster, Jesus Christus is vir jou. Kom ons luister weer op die vraag, vers 34, dis 'n hamerhou. Luister weer op die vraag, wie sal die uitverkorenes van God aankla, of wie sal ons veroordeel? Hoor hierdie kernbom antwoord, wat alle twyfel verdryf en vernietig as jy apostel skryf. Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. As jy ooit twyfel, gaan lees weer hierdie vers. Nou, op hierdie oomblik, tree ons verlosser Jesus Christus vir ons in, as middelaar by ons Vader. Nou. Hy wat die volle vrag van my en jou se sondes aan die kruis in ons plek gedra het.
Hy wat die duiwel en die dood oorwin het deur uit die graf uit op te staan, hy pleit nou vir ons. Julle sal onthou, ons het verlede week gehoor, dat die Heilige Gees nou ons in ons swakheid bystaan, deur nou ons gebede met versigtinge na die Hemelse Vader toe te vat, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie, en dat hy nou vir ons bystaan, deur by God vir ons in te staan. Saam met hierdie versigtinge van die Heilige Gees, staan ons verlosser ook nou by die Vader, en hy herinner die Vader aan sy afgehandelde werk in ons plek aan die kruis, en van sy oorwinning oor die duiwel en oor die dood. Hoeveel sekerheid het ek en jy meer nodig? Nou staan God die Heilige Gees ons by, en hy pleit vir ons in 'n hemelse taal. Nou is ons middelaar Jesus Christus, die Seun van God aan die Vader se regterhand, en hy pleit ook vir ons. Hoe anders dat die apostel dan skryf, God is die een wat vryspreek. Onthou julle so 'n paar weke terug, toe ons met hierdie hoofstuk begin het, wil jy net die klank so bietjie aftrek, die een heel links, of jy kan die master ook net so bietjie aftrek. Onthou julle so 'n paar weke terug, toe ons met hierdie hoofstuk begin het ons al by die eerste vers, dis waarom hierdie hele hoofstuk begin, die sekerheid ontvang, dat daar maar geen veroordeling is vir hulle, wat in Christus is nie. Die Gees kom en hy oortuig my hart van Christus en al sy weldade. Hy vonk en voed 'n ware geloof in my hart, wat al sy hoop en verwagtinge in Christus stel. En dan vestig in my hart die sekerheid. God het my vrygespreek, vir ewig en vir altyd. Al sê die duiwel wat. Al kla hy hoe aan. Al worstel ek elke dag met my eie gebrokenheid, en die duiwel maak seker dat ek dit nooit vergeet nie. In Christus is ons deur God vir ewig en altyd vrygespreek van enige sondeskuld. Tot in ewigheid is daar vrede tussen ons en hom. Geen siekte of swaar kry in hierdie lewe. Geen sonde wat ek nou kan doen, of nog in die toekoms gaan doen. Geen wêreldse mag, geen bose mag, nie eers die dood, kan hierdie vryspraak van my in Christus verander nie. Christus het my volle skuld betaal, en hy pleit nou vir elkeen van ons by die Vader. Die Heilige Gees vestig 'n ware geloof in my hart, en hy pleit ook nou vir my. Ek is 'n God vrygespreekte kind van hom. Met 'n hart vol dankbaarheid, met vaste vertroue, dat God alles wat hy in die skrif beloof sal uitvoer. Kan ek en jy weet, en kan ons iets verstaan van daai woordjies wat Paulus hierso skryf, as hy sê, maar ons is meer as oorwinnaars. Meer erfgename van alles wat aan Jesus behoort. Ongeag my omstandighede, wat die wêreld, wat om my gebeur, kan ek verseker weet, God het my in Christus lief, en hy is by my. Dis die tweede groot waarheid. God het my in Christus lief, en hy is by my. Een van die dinge wat ons die bangste maak, en wat ons die vinnigste onseker maak, ja, onsekerheid in ons harte wek, is die vrees om geskei te word van my geliefdes, of dalk van my inkomste, of dalk om geskei te word van my eiendom en my besittings. Dink maar hoeveel vrees boesem die hele ding oor grondonteiening in ons land by soveel mense in, of dat hulle my eiendom kan kom sommer net vat sonder enige vergoeding. Groot manne en groot maatskappye het al oornag alles verloor. En al hou ons nie daarvan om daaroor te praat nie, weet ons dat elkeen van ons het 'n vrees in ons harte om dit wat kosbaar is vir ons te
te verloor, om geskei te word van dit wat vir ons kosbaar is, wat vir ons betekenis gee, wat vir ons waarde is. En is juis hierdie vrees wat politici gebruik en misbruik om met ons te maak net wat hulle wil. As die Heilige Gees vanmôre vir elkeen van ons die sekerheid gee dat God vir elkeen van ons is, dat hy ons in Christus vrygespreek het, gee ons ook die vaste sekerheid dat hy ons elkeen in Christus liefhet en dat hy by ons is. By ons is. My eie sonde kan daagliks die lewe vir my moeilik maak en maak dat selfs geliefdes van my al wegstap. 'n Swak regering of ekonomie kan my baie skade berokken. Hulle kan selfs al my eiendom van my al wegvat en my van my vervreem. Of hulle kan my plat skiet sodat ek in gate moet gaan wegkruip. Maar die een ding waarvan ek en jy vanmôre seker kan wees, is dat niks my van die liefde van God kan skei nie. As die apostel in vers 35 die vraag vra, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Wys eintlik op die spesiale liefde wat daar tussen die Vader en sy kind is. Hy praat, as hy van die liefde van God praat, dan praat hy van die liefde van Christus in dieselfde asem. So die liefde van God vir my en jou is 'n Christus liefde. Dis 'n Christus liefde. Die bron van God se liefde, waar dit opwel en uitstoot, sal altyd by die kruis wees. Waar Christus alles tussen ons en die Vader uit die weg geruim het. Sien, daardie fontein, daardie bron, is 'n oseaan vol volmaakte liefde, wat nie gestuit kan word nie. God se liefde oorwin alles, dit verdryf alle vrees, want in hom is ek veilig in hierdie lewe, maar ook as ek nou sou sterf, is ek veilig. God se volmaakte liefde verdryf alle vrees. Ek hoef nou vir niks of niemand bang te wees nie. Ook nie as ek nou voor die regterstoel van God moet gaan verskyn nie, want ek is dan 'n vrygespreekte voor God. Ons grootste vrees om vanweë my sondigheid van God geskei te word, is in Christus geheel en al uit die weg uit geruim. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Niks, maar niks. Wie hulle net voor sy hemelvaart, en ons lees so maklik daaroor, ons vergeet dit so maklik, het ons Here in ons beloof dat hy al die dae tot aan die volëinding by ons sal wees. Tot en met sy wederkoms, in midde alles wat met jou en my gebeur, stroom die Vader se volmaakte liefde, soos ons dit ken in Christus, na elkeen van ons. Nie een oomblik in tyd of ewigheid is ek en jy geskei van hierdie bron van liefde nie. Uit genade mag ek en jy in hierdie lewe geloofsvertroue hê. Hierdie geloofsvertroue wat die Heilige Gees in elke gelowige vestig, dit kan en dit mag nooit maar, dominee, ek hoop nie is reg vermoede. Dit mag nooit so gesindheid in ons harte wees nie. Ook mag dit nooit net 'n warm gevoel in my hart wees nie. Die gelowige kan met 'n vaste stap en vertroue al die uitdagings wat daagliks op my pad kom, die stryd aansê. Want ons is reeds meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys. Deur sy Gees is God tot in ewigheid by ons, om die waarheid te sê, ons harte is dan sy tempel, sy plek waar hy woon en werk, bidend. Deur die krag van die Gees en in die lig van die woord, kan ek ook begin om oorwinnings te behaal oor die sonde in my eie lewe. Ek is nie soos wat baie mense sê, ek is nou maar so gemaak en so laat staan nie. Dit waarop die Gees sy vinger lê in my hart en lewe wat sondig is, ek kan daarvan begin wegvlug en ek kan oorwinnings behaal, ook daaroor. Die Gees spoor my aan tot
tot meer as om tot meer as 'n oorwinnaar te wees, deur my denke te vernuwe. Dit het ons tog so 'n paar weke terug gesien. Ook deur my aard, my hart te verander. En natuurlik ook deur my doen en my late te verander. En so begin ek hoopvol met 'n vaste stap, ook as 'n oorwinnaar leef. Ook as die dinge waarvan die apostel skryf hier in vers 35, dinge so swaar kry, of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard, alles dinge wat ons almal vrees, ja, as hierdie dinge my oorval, kan ek ook meer as 'n oorwinnaar wees, deur my hoop en my vertroue in God alleen te stel, soos ek dit ken in Christus. Ja, midde hierdie dinge kan ek met 'n vaste stap en geloofsvertroue hierdie dinge in die oë kyk en bly vasklou aan God se oneindige liefde vir my in Christus. En as ek ooit sou wonder, waar is God midde my lyding? Hoe kan hy toelaat dat ek alles verloor? Gaan kyk by die kruis. Dis waar jy altyd God sal kry. Laat die stroom van Christus se liefde jou daar net weer bemoedig en bekragtig. Want dis by die kruis waar ek God se by my wees altyd die beste beleef en ervaar. Dis waar ek dit altyd die duidelikste sal raak sien. Dis waar dit altyd twyfel of hy by my sal wees, waar dit verdryf sal word. My broer, my suster, Romeine 8 is net een van daardie hoogtepunte in die Bybel. Miskien moet jy huis toe gaan en 'n permanente merker daarin sit. Lees dit vroeg in die oggend, aan die begin van 'n week, as al die nuwe uitdagings van 'n dag jou bang maak en jou vertroue in God van jou wil beroof. Lees dit in jou etensuur, midde die stryd en lyding van elke dag, as jy so bewus is van jou eie gebrokenheid, of wanneer ander mense se gebrokenheid jou so seer maak. Lees dit voor jy gaan slaap, sodat jy met 'n ongekende vrede aan die slaap kan raak en kan weet, maar God is vir my. Bid dan gelowig voort, elke dag in die vaste sekerheid en vertroue, daar is vir my geen veroordeling nie. In Christus is ek deur God vrygespreek. My Vader is deur sy Gees by my, en niks, maar niks sal my ooit van sy liefde kan skei nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, aan die einde van hele reeks waarin ons Romeine 8 net weer oordink het, is dit asof ons nie woorde het nie. Asof dit vir ons goed is om net stil te raak in die midde, oorweldig te word deur die rykdom van hierdie hoofstuk. Dankie. Dankie dat ons dit kan lees in ons eie taal. Dankie vir 'n Bybel langs ons bedkassies, op ons selfone, dat ons dit selfs in die middel van die nag kan lees. Daar is vir ons geen veroordeling in Christus nie. As selfs as ons in die bed lê met trane en bid, dan is dit die Gees wat ons gebede met heilige versigtiging na U toe vat en vir ons pleit. Dankie dat ons kan weet dat Hy wat die volle prys vir ons sondes aan die kruis betaal het, wat die dood en die duiwel oorwin het, dat Hy nou op hierdie oomblik vir ons intree as ons middelaar. En juist daarom sal niks, kan enige iets ons ooit van U liefde skei nie. Vader, is ons gebed vir mekaar,
dat ons iets hiervan sal verstaan, hoe wyd, hoe diep, hoe ver U genade strek, dat dit vir ons vertroue sal gee, dat ons met forse skrede sal voortbeer, kom wat wil, dat ons hoopvol kan uitsien in die dag, om by U en by Christus te wees. Dankie dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Kom, o Gees van God, maak dit ons ook, deur ons daartoe te bring en te lei, dat ons die sonde in ons eie lewens, die stryd aansê, dat ons die vrede sal maak met die sonde in ons lewens, maar ook die sonde wat U op ons pad bring, dat ons in liefde ook die goeie nuus van Christus aan vriend en vyand sal verkondig, dat hulle ook meer as oorwinnaars kan wees. Vader, ons dank U vir soveel seëninge. Ons dank U vir alles wat U vir ons gee in die groot genade. Dank U dat ons hier in die winter warm klere het om aan te trek. Dat ons warm huis het. Dank U vir kos, vir klere, dank U vir geliefdes, mense wat vir ons omgee en vir wie ons kan omgee. Ja, dank U, Here, vir U grenslose barmhartigheid. Ons wil bid vir hulle wat siek is in ons gemeente. Ons dra elkeen aan U op, vir U liefde en U trou. Ja, gee geloof, waar geloof kort kom. Gee hoop, waar hoop kort kom. Gee ook genesing, volgens U wil. Ons dink veral in ons bejaardes en ons swakkes. Miskien hulle wat se gedagtes nie eens meer elke dag by hulle is nie. Vertroos hulle net met die blye nuus van die evangelie. Ook wil ons bid vir ons land en die wêreld. Vader, waar begin ons bid vir al die stikkend? Van 'n goddelose samelewing en 'n kultuur tot swak regerings, tot leiers wat boelies is. U sien dit raak en eintlik wil almal net sê dat hulle koning en God is. Terwyl ons weet daar's een koning en hy's in beheer. Daarom pleit ons Vader in hierdie tyd, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. En gee vir ons die geloof en die perspektief om ons tyd en ons omstandighede reg te verstaan, maar vestig ook in ons harte die vaste vertroue wat daar net in Christus Jesus is. Dit bid ons in Sy naam alleen. Amen.